Goeiemôre en baie welkom by die erediens van Mildersdrift, 28 Desember 2025. Kom ons bly so vir 'n oombliekie sit, dan raak ons net stil en dan sal ek vir ons open met 'n gebed. Soos klein kindertjies opkyk na hulle pappas vir wat hulle nodig het. So kom kyk ons vanmôre op na U, o God, ons Vader, ons Koning, ons Skepper, die een wat vir ons lief het en vir wie ons lief is. Dankie dat ons weet alles wat ons nodig het en alles wat ons het, kom van U af. Dankie dat U vir ons lief het. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Dis my voorreg om te kan verklaar dat ons vanmôre in die teenwoordigheid van God is, die alomteenwoordige Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons loof die Here met 'n lied. Ons skriflesing vanmôre kom uit 'n Psalm van Asaf. Hy het nie baie psalms geskryf nie, maar hier is vir my nogal een van sy kosbare psalms. 'n Psalm wat nogal gereeld gelees word. Psalm 80. Vir die koorleier op die wysie van lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. Luister tog, herder van Israel, U wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, U wat oor die Gerubs troon, verskyn tog aan ons. Openbaar U mag aan die stamme Efraim, Benjamin en Manasse. Kom help ons tog. Laat dit weer met ons goed gaan, o God. Verskyn tog tot ons redding. Here almagtige God, hoe lank nog sal U afsydig staan teenoor die gebed van U volk? U het aan ons trane vir kos gegee en ons beker vol verdriet laat drink. U laat ons bure teen ons veg en ons vyande lag oor ons. Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. U het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal en dit hier kom plant, nadat U die nasies uitgedryf het. U het vir hom plek reggemaak, sy wortels het gegroei en hy het die land ingeneem. Sy skaduwee die berge oordek, sy ranke die magtige seders. Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see, sy lote tot by die Eufraat. Waarom het U die mure om hom afgebreek? Al die verbygangers stroop hom.
Die wilde vark uit die bos verwoes hom, gediertes uit die veld vreet hom op. Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm u weer oor hierdie wingerdstok. Neem hom weer onder u sorg. Hou in stand wat u met die eie hand geplant het, die wingerdstok wat u vir uself gekweek het. Laat die wat hom soos onkruid verbrand het, deur u oordeel te gronde gaan. Hou u hand oor die mense wat deur u uitgekies is, oor die volk wat u vir u groot gemaak het. Dan sal ons nie weer van u af wegdraai nie. Hou ons aan die lewe, dan sal ons u naam aanroep. Here, almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons redding. Ek lees dat Asaf hier in vers 1 skrywe, vir die koorleier op die wysie van lelies. Ja, dat Asaf, die skrywer van die psalm, eintlik die musiekspan en die koor oproep om hierdie psalm te sing en te laat speel op die wysie van lelies. Eintlik staan daar superlelies. Weet, lelies in die woestyn, kan julle dit glo? Weet, Israel is maar 'n woestynland, bar en naak, met byna geen kleur nie. Maar na goeie reën gebeur daar eintlik 'n wonderwerk, eintlik iets bonatuurliks. Lelies spruit uit die veld uit, met die mooiste kleure. Net God kan dit laat gebeur. Jy kan dit van ver af sien, byna soos wanneer ons gaan blommetjies kyk, daar in die Noord-Oos-Kaap. En Asaf gebruik hierdie wysie, die wysie van die lelies, van die asemromende bonatuurlike wat in 'n dor veld kan gebeur, om God se heiligheid uit te wys. Om God se karakter te beskryf, sy karakter dat God is heilig, die totaal anderse, suiwer, skoon, rein, dat daar niemand is soos hy nie. Hierdie tone van die musiek, hierdie musieknote, moet eintlik dit laat werklikheid word, dat God die gans andere is, dat daar niemand is soos hy nie. En dan lees ons hier in Psalm 80, dat Asaf eintlik 'n baie moeilike tyd beleef. Eintlik skryf hy hierdie Psalm seker in een van die moeilikste tye in die geskiedenis van Israel. 'n Tyd van swaar kry, 'n tyd van droefheid, 'n tyd van niks om oor te jubel en te juig nie. 'n Tyd van droefheid en beproewing. Navorsers dink nogal dat hierdie Psalm geskrywe is daar toe die 10 stamme van Israel, daar by Salmaneser, oorwin is en weggevoer is na Assirië as slawe. Of dalk in die tyd van Nebukadneser, waar hulle weggevoer is na Babylon. 'n Tyd van vernedering, 'n tyd van swaar kry, 'n tyd van verdrukking, 'n tyd van geen vreugde nie. Dan skryf Dawid hier in vers 2, dat dit eintlik vir hom voel asof God sy gesig weggedraai het. Skryf hy in vers 2, luister tog, herder van Israel. Die Hebreëse woord wil eintlik sê, God draai u oor na ons toe. Ons dink jy het u gesig weggedraai van ons af. Draai weer u gesig na ons toe, draai u oor na ons toe. Hy skryf in hierdie Psalm dat hulle kan eintlik nie meer langer uithou nie. Hulle kan byna nie meer langer nie, dat hulle kos is eintlik die trane wat hulle huil, en dat hulle verdriet, hulle droefheid besig is om hulle te oorspoel soos 'n groot rivier wat afkom. Weet as Asaf terugkyk, dan onthou hy hoe God altyd naby aan die volk, naby aan Israel was. Dat God soos 'n herder was, wat naby sy kudde was, wat hulle gelei het, geseën het, versorg het en beskerm het en gedra het. God was altyd by hulle. Dat hy die een was wat hulle gaan pluk het en weer kom plant het,
in die beloofde land, dat hulle daar gegroei het en sterk geword het. Dit is wie God is as Asaf terugkyk, maar as hy rondom hom hier kyk, as hy kyk na hoe dit nou gaan, dan sê hy, maar dit gaan met ons baie sleg, en net U alleen kan help. Maar tog verklaar hy, dit gaan nie vir altyd so bly nie. Dit sal weer goed gaan. Dat hy eintlik 'n geloofsuitspraak kon maak in hierdie byna onmenslike tye. Die geloofsuitspraak kon maak, dit sal weer met ons goed gaan. Maar dit sal eers met ons goed gaan as U weer aan ons verskyn. As ons U weer kan sien. As ons weer die teenwoordigheid beleef. Weet, 4 keer skryf hy dit, byna soos 'n refrein, byna soos 'n koortjie in hierdie Psalm. Ek lees aan vers 2, verskyn tog aan ons. Ek lees aan vers 4, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. Vers 8, almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. Vers 20, Here, almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. Hy glo dit sal met hulle weer goed gaan, maar dit sal nie goed gaan nie voordat God weer in hulle midde is nie. Nie weer voordat hulle God se teenwoordigheid kan beleef nie. En wanneer ons nou vanmôre 28 Desember 2025 terugkyk na die volk Israel, dan weet ons God het vir Asaf gehoor. God het sy smeekbede, sy smeekgebed gehoor. Hy het hulle trane gesien, hy het hulle droefheid raak gesien, en hy het vir hulle uitkoms gegee. Hulle is gered uit slawerny. Hulle is losgemaak van die verdrukkers, en daar was uitkoms in die verdrukking. Maar hierdie roepstem, hierdie roepgebed, hierdie smeekgebed van 'n Asaf, Here almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tot ons redding, weer klink nog elke dag dwars deur die eeue van die mens. Ja, elke dag weer klink en weer klink en weer klink hierdie smeekgebed, Here almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding, net U alleen kan red. Daar is mense wat vanmôre smag na redding, wat smag na verlossing, wat smag na hoop, wat smag na lewe, wat soek na lig. Maar die redding wat ons nodig het, is nie die redding van smart en verdrukking en vervolging en nie hê nie. Die redding wat ons nodig het, is die redding van ons verlorenheid. Die redding wat ons nodig het, is die redding van ons sonde en die loon van die sonde. Die trane wat ons moet stort, is nie die trane van die seer wat ons het, of die stukken wat ek beleef, of dit wat ek graag wil hê en nie kan kry nie. Die trane wat ons moet stort vanmôre 28 Desember 2025, is trane oor ons verlore toestand. Trane dat daar mense is wat sterf sonder hoop, sonder lig en sonder redding. En net God kan hierdie redding skenk. Net God kan ons verlos van ons verlorenheid. En hy het tot ons redding verskyn. Hy het tot ons verlossing gekom, daar in Bethlehem. Daar in Bethlehem word hy Immanuel, God met ons. Nie meer ver van ons af nie, nie meer dat ek God se gesig nie kan sien nie, dat hy sy gesig van my af weggedraai het nie. Maar dat God mens geword het en onder ons kom woon het. God het tot ons redding verskyn en ons kom red en kom verlos daar op Golgotha. Daar verwerf en skenk hy vir ons die redding wat ons regtig nodig het. En op Pinksteroggend word hy God in ons.
om ons voortdurend te herinner, daar is redding, en daar is verlossing, en daar is hoop, en daar is lewe. Niks sal jou ooit weer uit my hand uit kan ruk nie. Jy sal nooit weer geskei word van God nie. Jy hoef nooit weer te beleef dat God nie naby is nie, of te voel dat God sy rug op jou gedraai het nie, want hy het mens geword, hy het vir ons redding kom gee, en hy woon in ons. Nooit weer nie. Met Asaf het gebid, verskyn tog tot ons redding. Here almagtige God, verskyn tog tot ons redding. Here almagtige God, verskyn tog tot ons redding. Ons kan vanmôre sing, en ons kan vanmôre kom, dankie sê o almagtige God en hemelse Vader, dankie dat dit met ons goed gaan, dankie dat U verskyn het, dankie dat U gebore is, dat U vir ons redding verwerf het, en dankie dat U in ons woon, en dankie dat dit met ons kan goed gaan, al loop daar trane teen ons wange af. En dalk moet ons 'n nuwe lied sing, nie meer die lied met die note van die lelies nie, maar die lied met die wysie van Jeugrooi nommer 23 op vonk nommer 80. Kom ons sing. Ek is bly. Ek is bly. Ek verbly my in die Heer. Ek het 'n nuwe kleed ontvang. Hy het my verlos. Hy het my verlos. Ek is bly. Ek is bly. Ek is bly, soos 'n bruidegom en bruid is ek bly. Jesus is my blydskap. Jesus is my blydskap. Jesus is my vreugde en my blydskap, ek is bly. Nou, ons kan vanmôre, kan ons 'n nuwe lied sing. 'n Nuwe lied, want redding het gekom. Die redding wat ons regtig nodig het. Die redding van ons verlorenheid. Die redding van die ewige dood, die verlossing van ons sonde. En daarom kan ons juig, en kan ons met vreugde en met blydskap lewe. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader. Dankie dat ons vanmôre kan verklaar, dit gaan met ons goed. Nie omdat ons nie siek is nie. Nie omdat ons nie 'n behoefte of 'n nood het nie. Nie omdat dit met ons voor die wind gaan nie. Maar dat dit met ons goed gaan. Want ons is bevry. Ons is gered. Daar het vir ons lewe en hoop gekom. God is by ons. God is in ons. Ons behoort aan God. Dit gaan met ons goed, Here. Dit gaan met ons goed. Ek is bly. Ek is bly soos 'n bruidegom en bruid. Ek is bly. Jesus is my blydskap. Dis ons gebed. In die naam van hom wat gekom het, sodat ons met vreugde kan lewe en vreugde in oorvloed. Ja, in Jesus se naam bid ons so. Amen. Wat 'n vreugde om te kan uitmekaar uitgaan met die seën van die Here. Die Here wat sê, ek gaan voor jou uit. Daar waar jy nog moet kom, is ek al reeds. Ek loop langs jou om jou te onderskraag. Ek loop agter jou om jou te beskerm, jou rug toe te maak. En ek is binne in jou om jou te oortuig en te help glo en te laat leef met blydskap, want jy's gered. Daar het vir jou verlossing gekom. Kom ons gaan leef so met die seën van die Here met blydskap. Amen.
Thank you.